En dan vers 11. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op siekes gelê is, die siekte van hulle gewyk het en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Wat het gebeur? Wanneer doeke of voorskote wat aan Paulus se lyf was, op die siekes gelê is. So jy is in 'n ander dorp, nou is daar 'n sieke by jou, nou gaan soek jy vir Paulus. Hy is besig om vetkoek te bak daar vir mense waarmee hy praat. En hy het 'n voorskoot aan. En jy vertel van hierdie siek mense daar by jou ander dorp. Hy sê, vat hierdie voorskoot en lê hom net op hy sieke. En hy vat die voorskoot en hy gaan met hom en hy lê op die sieke en hy word gesond. Is dit Paulus? Is Paulus se oulik? 11. En God het buitengewoon kragte deur die hand van Paulus gedoen. Was Paulus super gelowig? Was hy super sterk? Is dit omdat dit Paulus was? Nee, dis oor die evangelie wat Paulus verkondig het. Hoekom sê ek dit? Want dit het nie altyd gebeur nie. Nou dit sluit nou aan by die spreek in tale en die profeteer. Ons soek formules. Dit moet so werk. Ons wil die ding doen en die ding doen en die ding doen en daai moet die resultaat wees. As ons vir siekes bid, dan gaan ons dit so en so en so doen en dan gaan hulle gesond word. En ons vat vers 11. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voortkote aan sy lyf was, op siekes gelê is, die siekte van hulle gewyk het en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En ons soek daai resep, want ons wil dit ook doen. Hoekom het God dit gedoen? Oor dit waarmee Paulus besig was. Waarmee was hy besig? Hy het hulle probeer oortuig van die dinge van die koninkryk van God. So as in die sinagoge, hy praat met hierdie mense, hulle sê, ag nee man, dis nonsens. Dan gebeur hierdie wonderwerke en dan sê hulle, ek wonder of dit regtig nonsens is. Miskien moet ek net 'n bietjie luister wat hy sê. Nou, net om te motiveer dat dit nie altyd so gewerk het nie. 2 Timoteus 4 vers 20. Hy sê, Erastus het in Korinthe gebly. Trofimus het ek siek in Milete agtergelaat. Wie praat hier? Wie het geskryf aan Timoteus? Paulus. Paulus is die ou wat nou eendag sy voorskoot gestuur het en dan het dit op 'n sieke gelê en dan word hy gesond. Hier is Trofimus, een van die disippels, siek. Paulus is by hom en naderhand met Paulus gaan. Trofimus is nog steeds siek. Trofimus het ek siek in Milete agtergelaat. Waar's daai resep, daai formule nou weer, hoe mense gesond te kry? Dit werk nie so nie. Ons is nie geroep om dokters te wees, om siekes gesond te maak nie. Dis nie ons werk nie. Ons is nie geroep om dooies op te wek nie. As jy hoor as 'n begrafnis, dan hol jy, dan gaan maak die kus oop, lê jou hand op die ou, en dan kom hy uit. Is dit waarvoor ons geroep is? Nee. Hoekom het Yeshua dan gesê ons moet dit? Dat die mense kan glo. Maar hoe werk dit? En God, vers 11 van Handelinge 19 vers 11. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen. En God doen wat hy wil. Waar is die buitengewone kragte vandag? Dis nie hier nie. Dit was ook nie by Trofimus nie. Hy is siek agtergaan. Hoekom? Dit gaan nie oor siek en gesond. Dit gaan oor siele. As dit gegaan het oor gesond, dan jaag ons die sensasie, want dis wat ons doen. Ons wil die vlees bevredig. En as ek in 'n byeenkoms is en daar word 'n dooie opgewek, mense, ek sal dit maar geniet. En ek is volgende week terug, ek wil dit weer sien. En ek vertel vir almal van hierdie dooie wat opgewek is. En wat gebeur met die siele van die mense met wie ek praat oor die dooie wat opgewek is? Niks, hulle bly so verlore soos hulle is. Want die lewe gaan verby. Ons gisteraand van Salomo gehoor, dis nietigheid. Die lewe is nietigheid, net is verby. En ek het hierdie sensasie beleef. Ek het 'n sensasionele lewe gehad. En die lewe gaan verby en niks. Soos 'n ballon wat bars. Oef, alles verby. En my siel, dit gaan verloor. Nee, in U naam het ons dooies opgewek en U naam het ons duiwels uitgedryf. Gaan weg van my, werke van ongeregtigheid, want ek ken jou nie. So, waaroor gaan die werke? Vers 5. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En nou soek ons die Heilige Gees vir dit. Dis dit wat die Heilige Gees doen. Wat is die groot ding wat die Glory Kerke mis met die Heilige Gees? Hulle dink dis ook met die Heilige Gees kry. Wonders en tekens. Hoekom kry ons die Heilige Gees?
As dieselfde Gees in jou is, wat in Yeshua was, as jy sterf, sal daai Gees wat Yeshua uit die dood uit gewek het, jou ook uit die dood uit wek. Dis wat die Heilige Gees doen. As ek sterf, maar ek het die Heilige Gees in my, en die trompette blaas en Yeshua kom op die wolke, gaan die Heilige Gees wat in my is, die dag as ek gesterf het, my die dood het opwek. Hy is die lewe. As ek sonder die Heilige Gees in my sterf, al is ek 'n kind van God, sal ek nie die dood het opstaan. Ek sal dood bly. Maar ons soek die Heilige Gees vir sensasie. En dan gaan kyk jy na die Toronto Blessing. Dis nou 'n paar jaar terug, ek weet nie of nuwe mense dit weet nie. 'n Belaglikheid, 'n sirkus. Jy gaan so te kere as wat jy kan. Jy skree soos 'n pol en jy slaan op en neer en jy rol die hele kerk op. Malligheid. En dan sê hulle, maar dis die werking van die Heilige Gees. Hoe verdwaal kan 'n mens wees? Beteken dit die Heilige Gees werk nie? Hy doen. Maar die Heilige Gees is doelgerig. En die doel is nie om ons te entertain. Die doel is siele. Stel as Yeshua se doel. Wat was sy doel? Siele. Het hy gekom sodat ons 'n beter lewe moet hê, sodat ons siekes moet gesond gemaak, sodat ons kan dooies opwek. Nee. Siele. Hy het net gekom vir ons siele wat verlore is. En die Gees van God is nou in ons, terwille van my eie siel, en hy werk deur my vir ander mense se siele. En elkeen wie die Gees van God in hom het, sy totale visie en doel is eensydig ander mense se siele. Ek moet my eie siel oppas. Ek moet waak. Ek moet volhard tot die einde toe. Maar ander mense se siele is my taak elke dag. En dis die werking van die Gees van God.